Welkom by hoofstuk 3. In hoofstuk 3, 4 en 5 gaan ons kyk na jou shape. Jou shape is wie jy is en wie die Here wil gebruik. Elkeen van ons se shape verskil. Nou, shape is 'n akroniem in Engels wat staan vir S, spiritual gifts, H, jou hart, dis jou passie, jou A, jou abilities, jou vermoëns, jou P, personality, jou persoonlikheid, E, experiences, die pad wat jy tot hier toe gestap het, jou ervarings. Nou, in vandag se studie kyk ons net na jou shape, jou spiritual gifts en jou geestelike gawes. Ek weet in 201 het ons daarna gekyk, ons gaan weer daarna kyk, want ek wil hê ons moet 'n groter klem daarop hê, dat jy moet weet, die Here het jou toegerus met geestelike gawes, wat hy wil hê jy moet gebruik binne in die koninkryk. En dit maak uit van jou shape, wie die Here jou gemaak het. Onthou, jou shape verskil van myne, onthou ons is in die liggaam van Jesus, en almal van ons werk verskillend, lyk verskillend, sodat ons saam die groter liggaam opmaak. Nou, wanneer dit kom by geestelike gawes, is daar 2 verse wat baie belangrik is. Altoe in 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs 12 vers 1 sê, wat die gawes van die Gees betref, broers, sê Paulus, wil ons hê dat julle ingelig moet wees. So Paulus sê, luister ouens, ons moet ingelig wees. Ons moet nie dom wees oor hierdie goeters of net probeer uitfigure soos ons aangaan nie. Ons moet weet waar dit gaan, ons moet ingelig wees. En dan in dieselfde hoofstuk, die laaste vers, sê hy in vers 31, lê julle toe op die beste genadegawes. Nou, tussen daai 2 verse is al baie gesê oor geestelike gawes. Nou, voordat ons verder gaan en voordat jy die volgende video kyk, wil ek hê jy moet Romeine 12 gaan lees, 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14 en Efesiërs 4 gaan lees en maak 'n volledige lys. Kyk hoeveel gawes kry jy opgeskryf daar. Party mense kry 21, party kry 24, party kry 18. Ek wil hoor hoeveel gawes kry jy daar, maar skryf hulle neer en sommer vir die oefening, skryf neer wat jy verstaan daardie gawes is. Maak 'n lys van die gawes en as jy klaar is, gaan jy na die volgende video toe.